My vriend Jaco het my gevra om vandag 'n paar woorde van bemoediging met die boere, veral in die Vrystaat, te deel. Ek hoor by hom, julle het 'n baie vreemde jaar beleef. Daar was droogte, terwyl die noorde van die land in hierdie tyd amper weggespoel is deur die oorvloedige reën. Te veel reën gehad. En toe daar uiteindelik by julle 'n bietjie reën val, was dit waarskynlik te laat. Daar was reeds skade in die oes. En boonbehalwe die uitdagings wat alle boere eintlik het in die natuur, kom daar nog in ons land die politieke onsekerheid by, soos die regering se nuwe wetsontwerp oor grondonteiening. Dit voel asof alles wat ons ken, vreemd begin raak. Die klimaat, ons land, selfs God voel soms ver, asof ons van hom vervreem geraak het. En dis nie net by boere nie, dis 'n gevoel wat almal dalk beleef. Hierdie gevoel natuurlik van vervreemding is nie vreemd nie. In die Bybel sien ons dit op baie plekke. In Habakuk hoor ons die woorde, al sou die vyeboom nie bot nie, al sou die druiwe oes misluk en die krale leeg staan. Ons sien dit ook in Psalm 137, baie bekende psalm wat eintlik later deur Bonnie B.M. bekendheid verwerf het met die naam By the Rivers of Babylon. Nou die volk is hier weggevoer na Babylon. Hulle is uit hulle land uit, weg van hulle kultuur af, weg van hulle erfenis af. Hulle voel eintlik ver van God. Want onthou, hulle verstaan was dat God se teenwoordigheid gekoppel was aan hulle land en die tempel. Hulle is in 'n vreemde plek, hulle sonder grond, sonder sekerheid, sonder 'n toekoms, vreemde kultuur, vreemde gode. En hoor hoe beskryf Psalm 137 hulle hartseer. By die riviere van Babel, daar het ons gesit, ons trane het gevloei as ons aan Sion dink. Aan die wilgerbome het ons liere opgehang. Hulle het hulle instrumente opgehang, die simbool van lof en vreugde in hulle lewe, omdat hulle gevoel het asof daar niks meer was om voor te sing nie. Hulle sê, hoe kan ons 'n lied vir die Here sing in 'n vreemde land? Vra hulle. Hierdie woorde ekho dalk die gevoel van baie boere vandag, baie mense, gelowiges vandag. Maar Habakuk leer ons 'n ander manier om na swaar kry te kyk. Hy gee ons die sogenaamde nogtans teologie, ten spyte van. Nogtans sal ek in die Here jubel, nogtans sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Wat beteken dit vir ons? Dit beteken, ons hou vas aan God, selfs wanneer dinge vreemd voel, selfs wanneer die reën nie val nie. Selfs wanneer onsekerheid oor ons toekoms ons wil oorweldig, wanneer alles vreemd is. Dit beteken ek en jy kies om te glo dat God nog steeds 'n pad met ons loop. Al verstaan ons dit nie altyd nie. Dink maar net aan die ballingskap. Israel het nie hulle eie uitkoms bewerkstellig nie. Nee, dis nie hulle leier wat hulle gered het nie. God het 'n vreemde manier gehad om redding te bring deur 'n vreemde koning, koning Kores van die Perse, wat hulle onverwags vrygelaat het om terug te keer na hulle huise toe. Net so kan God op maniere werk wat ek en jy nie verwag, op vreemde maniere. Ons moet onthou, God se planne is groter as my en jou planne. Hy sien 'n ander prentjie as ek en jy. En daarom wil ek julle vandag aanmoedig. Moenie julle liere ophang nie. Moenie ophou glo nie. Hou aan saai, hou aan plant, hou aan werk, hou aan hoop. Nogtans sal ek jubel in die Here my God. Mag julle in hierdie tyd, 'n tyd van vervreemding, nog steeds bly vashou aan God. Want hierdie hoop beskaam nie. Kom ons bid saam. Ons genadige God, Vader in die hemel, Heer, dankie dat ons tot U kan bid.
dat ons nog steeds aan U kan bly vashou ten spyte van alles wat in hierdie lewe gebeur. Al die vervreemding wat daar plaasvind in ons land, in ons klimaat, in ons manier van doen, in ons kultuur, tradisies. Dankie dat daar een bekende is waaraan ons kan bly vashou. En dit is U. En daarom, Here, sal ons vandag erken, te midde ten spyte van die probleme, die oorweldigende druk wat daar is, nogtans sal ons U loof en prys. Want U is die God van die verlede, die God van die hede en die God van die toekoms. U was, U is en U sal ook daar wees in die toekoms. Dankie dat ons die almagtige God kan ken. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, ek vra altyd, deel hierdie evangelie met ander. Dalk is daar net iemand, 'n boer, wat op moedverloor se vlakte sit. En net dalk weer Habakuk se woorde moet hoor. Nogtans sal ek in die Here jubel. Tot 'n volgende keer.